Die oggendson het deur die gordyne van die groot huis in Waterkloofritte geskyn, maar Annelie het dit skaars opgemerk. Sy het op die rand van haar bed gesit, haar 12-jarige hande wat die foto van haar ma vasgehou het. 3 jaar? Dit was 3 jaar gelede dat alles verander het, dat die lewe wat sy geken het, opgehou bestaan het. Die glimlag op die foto het altyd dieselfde gebly, maar Annelie se eie glimlag het al hoe skaarser geword. Sy het die foto versigtig op haar kas neergesit en na die oop deur van haar kamer gekyk. Marlene se stem het van die kombuis af opgeklink, skerp en presies soos altyd. Annelie se hart het swaarder geklop. Dit was 6 maande gelede dat haar pa met Marlene getrou het, 6 maande wat gevoel het soos 'n ewigheid van probeer om aan onbereikbare verwagtinge te voldoen. Marlene van Rensburg, nou Marlene van der Merwe, was 'n pragtige vrou met perfek gekapte hare en 'n waarderende blik wat elke hoek van 'n kamer kon skandeer. Sy het uit 'n gesin gekom waar dissipline en orde die hoogste waardes was, waar kinders geleer is dat hulle plek in die wêreld verdien moet word deur harde werk en gehoorsaamheid. En nou wou sy daardie beginsels op Annelie toepas. Annelie het stadig haar kamer uitgekom en die trappe afgeklim. Die huis was te groot, te stil, te vol van dinge wat sy nie verstaan het nie. Haar pa, Pieter van der Merwe, was 'n suksesvolle sakeman wat besighede regoor die land gehad het. Hy was altyd besig, altyd weg, altyd aan die telefoon. En wanneer hy tuis was, was Marlene daar om sy aandag te vra, om hom te oortuig dat alles onder beheer was, dat die gesin floreer het. In die kombuis het Marlene by die stoof gestaan, haar rug reguit en haar bewegings ekonomies. Klein Dani, Annelie se 3-jarige halfbroer, het in sy hoë stoeltjie gesit en met sy pap gespeel. Marlene het opgekyk toe Annelie inkom. "Jy is laat," het sy gesê, haar stem neutraal, maar met 'n ondertoon van teleurstelling. "Jy moes reeds jou kamer regmaak en Dani se speelgoed opgepak het. Ek het jou gister gesê wat die oggend se roetine is." Annelie het na die vloer gekyk. "Verskoning Marlene," het sy fluister. "Ek sal dit nou doen." Marlene het haar kop geskud. "Nou is dit te laat. Jy moet leer om verantwoordelik te wees, Annelie. Op jou ouderdom het ek al die hele huishouding gehelp. My ma het nie toegelaat dat ons lui is nie." Die woorde het soos klippe op Annelie se hart geval. Sy het geweet dat Marlene se bedoelings nie noodwendig sleg was nie, maar die druk was te veel. Elke dag was daar 'n nuwe lys van take, elke dag was daar kritiek oor hoe sy dit gedoen het. Haar kamer was nooit skoon genoeg nie, die skottelgoed nooit behoorlik afgespoel nie, Dani nooit behoorlik versorg nie. Annelie het brood vir haarself gesmeer en by die tafel gaan sit. Dani het na haar geglimlag en sy het probeer terugglimlag, maar haar gesig het moeg gevoel. Sy het aan haar ma gedink, aan hoe anders dinge was toe sy nog hier was. Haar ma het haar laat veilig voel, geliefd, belangrik. Nou het sy gevoel soos 'n las, 'n probleem wat opgelos moes word. Na ontbyt het Marlene haar weer geroep. "Jy moet vandag na skool direk huis toe kom, ek het 'n afspraak en jy moet vir Dani oppas. Ek het 'n lys van dinge wat gedoen moet word, en ek vertrou dat jy dit hierdie keer reg sal doen." Annelie het geknoop. Sy het haar skooltas gevat en uitgestap, die koue Pretoria lug wat haar wange getref het. Die rit na skool was stil, die bestuurder wat vir haar pa gewerk het geweet om nie te veel te praat nie. Op skool het Annelie probeer om te fokus, maar haar gedagtes het steeds teruggedwaal na die huis, na die lys van take wat op haar gewag het. Haar punte het die afgelope paar maande gedaal. Mevrou Botha, haar Afrikaans onderwyseres, het al verskeie kere probeer om met haar te praat, maar Annelie het altyd iets gesê oor dat sy net moeg is, dat alles reg is. Tydens pouse het haar vriendinne saamgekuier, maar Annelie het effens afsydig gevoel. Hulle het gepraat oor hulle naweek, oor fliks wat hulle gesien het, oor planne vir verjaardagpartytjies. Annelie het geluister, maar sy het nie regtig deel gevoel van daardie wêreld nie. Haar naweek was gevul met take, met probeer om aan Marlene se verwagtinge te voldoen, met die angs dat sy weer iets verkeerd sou doen. Die skooldag het verbygekruip en toe dit verby was, het Annelie die bekende swaar gevoel in haar bors gevoel. Sy het huis toe gery, die bestuurder wat haar by die groot huis afgeset het. Marlene se motor was nog daar, maar sy het gereed gemaak om uit te gaan. Sy het Annelie met 'n kritiese blik bekyk. "Onthou die lys," het sy gesê. "En as Dani iets nodig het, bel my nie net nie. Jy is oud genoeg om dit self uit te werk. Ek sal teen 5 uur terug wees." Annelie het na Dani gekyk wat met sy blokkies op die vloer gespeel het.
Hy was 'n oulike kind, en sy het hom liefgehad, maar die verantwoordelikheid was oorweldigend. Sy was 12, nie 'n volwassene nie. Sy het haar eie huiswerk, haar eie behoeftes. Die middag het verbygegaan in 'n waas van probeer om alles reg te doen. Sy het Dani se happies voorberei, sy speelgoed opgepak, die sitkamer regmaak. Toe sy uiteindelik by haar huiswerk uitkom, was dit al amper donker. Haar hande het bewe terwyl sy probeer het om haar wiskundeopdrag te voltooi. Die syfers het voor haar oë verswem. Toe Marlene terugkom, het sy deur die huis gestap en elke hoek ondersoek. Sy het na die sitkamer gekyk en haar voorkop gefrons. Die kussings is nie behoorlik gepak nie, het sy gesê. En Dani se speelgoed is oral. Wat het jy die hele middag gedoen, Annelie? Annelie het probeer verduidelik, maar die woorde het nie reg uitgekom nie. Ek het probeer, het sy gesê, haar stem wat begin breek het. Ek het regtig probeer. Marlene het gesug. Probeer is nie genoeg nie. Jy moet resultate lewer. Jy moet leer dat die wêreld nie omgee vir jou verskonings nie. Daardie aand, toe Pieter van 'n sakevergadering teruggekom het, het Marlene hom by die deur ontmoet met 'n perfekte glimlag en 'n verslag oor hoe die dag verloop het. Annelie het van haar kamer af die gedempe stemme gehoor, haar pa wat gelag het oor iets wat Marlene gesê het. Sy het besef dat hy geen idee gehad het van hoe sy regtig gevoel het nie. Die volgende oggend het Annelie wakker geword met 'n swaar gevoel in haar maag. Dit was Saterdag, wat beteken het dat haar pa dalk tuis sou wees, maar dit beteken ook dat Marlene meer tyd sou hê om haar dophou, om elke fout op te merk, om elke taak te inspekteer. Sy het haar kamer uitgekom en die geluide van die gesin wat reeds wakker was, gehoor. In die eetkamer het Pieter by die tafel gesit met sy koffie en 'n koerant. Hy het opgekyk toe Annelie inkom en geglimlag. "Môre, my skat," het hy gesê. "Kom gee pa 'n drukkie." Annelie het na hom toe geloop en hy het haar styf vasgehou. Vir 'n oomblik het sy veilig gevoel, soos in die ou dae. Maar toe het Marlene se stem van die kombuis afgekom. "Pieter, kan jy vir Annelie sê sy moet eers die tafels dek voordat sy sit en kuier? Ons het reëls in hierdie huis." Pieter het effens gefrons, maar toe geglimlag. "Marlene is reg, liefling. Gaan help haar gou." Die oomblik van warmte het verbrokkel. Annelie het na die kombuis geloop waar Marlene besig was om ontbyt voor te berei. Die lys van take vir die dag het reeds op die yskas geplak, netjies getik op Marlene se rekenaar. Annelie se oë het daaroor geloop en sy het haar hart in haar keel gevoel. Marlene het na haar gekyk. "Jy lyk verbaas. Hierdie is 'n normale hoeveelheid werk vir 'n meisie van jou ouderdom. In my huis het ons elke Saterdag die hele huis skoon gemaak. Jy het dit maklik." Maar dit was nie maklik nie. Die lys het ingesluit om haar kamer skoon te maak, Dani se kamer op te ruim, die badkamer te skrob, die wasgoed te sorteer en Dani te versorg terwyl Marlene haar hare laat doen het. Annelie het gevoel soos sy verdrink. Die dag het voortgesleep in 'n eindelose siklus van probeer en faal. Elke taak wat Annelie voltooi het, was nie goed genoeg nie. Marlene het terugkom van die salon met 'n kritiese oog en al die foute uitgewys. Die badkamer se spieël het vlekke gehad. Dani se speelgoed was nie volgens kleur gepak nie. Die wasgoed was nie behoorlik gesorteer nie. Pieter het die meeste van die dag in sy studeerkamer deurgebring, besig met werk. Hy het net uitgekom vir ete, waar Marlene 'n pragtige maaltyd voorberei het. Sy was 'n uitstekende kok en sy het geweet hoe om indruk te maak. Tydens ete het sy vrolik gepraat oor haar planne vir die huis, oor hoe goed Dani ontwikkel het, oor hoe bly sy was om deel van die gesin te wees. Annelie het stil geëet, haar kos wat soos karton gesmaak het. Pieter het na haar gekyk. "Jy is stil vanaand, liefling. Is alles reg?" Voordat Annelie kon antwoord, het Marlene ingemeng. "Sy is net moeg van al die speel en skool. Kinders hierdie dae weet nie hoe om hard te werk nie. Sy sal gewoond raak aan die roetine." Pieter het geknoop en teruggekeer na sy kos. Die oomblik was verby. Annelie het na haar bord gestaar en gewens sy kon verduidelik, maar hoe kon sy? Hoe kon sy haar pa vertel dat sy nie gelukkig was nie sonder om soos 'n ondankbare kind te klink? Marlene het immers reg gelyk van buite af. Sy was netjies, beleefd en sy het hard gewerk om die huis reg te hou. Daardie aand het Pieter Annelie se kamer ingestap voordat sy slaap. Hy het op die rand van haar bed gaan sit, iets wat hy nie in maande gedoen het nie. "Ek weet dinge is anders nou," het hy gesê.
Maar Marlene probeer net haar bes. Sy wil hê ons moet 'n regte gesin wees. Annelie het na haar pa gekyk, sy gesig wat moeg gelyk het, maar ook hoopvol. Sy het geweet hy wou hê sy moes gelukkig wees, dat hy wou glo alles was reg. Ek mis ma, het sy fluister. Pieter het diep asem gehaal. Ek ook, skat. Elke dag. Maar ma sou wou hê dat ons aanbeweeg, dat ons geluk vind. Marlene is 'n goeie vrou. Gee haar 'n kans. Die woorde het Annelie se hart gebreek. Sy kon sien haar pa het Marlene regtig liefgehad, of dalk was hy net desperaat om nie alleen te wees nie. Maar hoe kon sy hom vertel dat sy gevoel het soos sy in haar eie huis verstik? Hoe kon sy verduidelik dat Marlene se soort liefde gevoel het soos 'n gevangenis? Die weke het in maande oorgeloop. Die roetine het meer intens geword. Marlene het meer en meer verwag, altyd met die redenasie dat dit vir Annelie se eie bestwil was. Jy moet leer om selfstandig te wees, het sy gesê. Jy moet leer dat niemand jou gaan help nie. Annelie se punte het verder gedaal. Mevrou Botha het haar na klas aangehou eendag. Annelie, wat is aan die gang? Het sy gevra, haar stem sag en besorg. Jy was een van my beste studente. Nou lyk dit of jy nie eens probeer nie. Annelie het probeer verduidelik, maar die woorde het in haar keel vasgesit. Alles is reg, mevrou. Ek sal harder probeer. Mevrou Botha het haar kop geskud. Ek glo jou nie. Iets is fout. Is daar iets tuis wat gebeur? Die vraag het Annelie se verdediging laat wankel, maar Marlene se stem het in haar gedagtes weerklink. Niemand wil jou stories hoor nie. Jy klink soos 'n babahuiler. Sy het haar kop geskud. Nee, mevrou. Alles is reg. Mevrou Botha het haar lank aangekyk, maar toegeknoop. As jy ooit wil praat, is my deur oop. Daardie aand het Pieter Annelie gebel van Johannesburg af, waar hy vir werk was. Marlene het die telefoon beantwoord en dit op luidspreker gesit. Hoe gaan dit met my meisies? Het hy gevra. Marlene het geglimlag. Alles is wonderlik. Annelie help so mooi met Dani. Sy word so volwasse. Annelie het langs Marlene gestaan, haar lyf styf. Sy het geweet as sy iets anders sê, as sy probeer om die waarheid te vertel, Marlene sou dit later teen haar gebruik. Sy het geforseer geglimlag. Hallo pa. Alles is reg, dis my meisie, het Pieter gesê. Ek is so trots op jou. Die woorde het Annelie se hart gebreek. Trots? As hy net geweet het hoe sy regtig gevoel het. As hy net kon sien hoe sy elke dag 'n bietjie meer van haarself verloor het. Die grootste verandering het gekom toe Marlene een aand 'n voorstel by die eettafel gemaak het. Pieter was tuis vir 'n paar dae en sy het die geleentheid gebruik. Ek het met die skool gepraat, het sy gesê. Ek dink Annelie sal beter vaar by 'n meer gestruktureerde omgewing. Daar is 'n wonderlike private skool in Johannesburg, 'n plek waar dissipline en akademie hand aan hand gaan. Annelie se vurk het uit haar hand geval en met 'n harde geluid teen die bord geklap. Johannesburg, het sy gefluister, haar stem wat bewe. Maar dit is so ver. Marlene het haar 'n kalm glimlag gegee. Presies. Jy sal daar kan fokus sonder die afleidings van jou huidige skool. En dit is 'n koshuisskool, wat beteken jy sal leer om onafhanklik te wees. Pieter het gefrons. 'n Koshuisskool. Is dit nie 'n bietjie drasties nie? Marlene het haar hand oor syne gesit. Skat, ons moet aan Annelie se toekoms dink. Sy is in 'n kritieke fase. Haar punte is laag. Sy het rigting nodig. Hierdie skool het 'n uitstekende rekord. Baie suksesvolle mense het daar studeer. Annelie het na haar pa gekyk, haar oë wat gevul het met desperaatheid. Pa, asseblief. Ek wil nie weg nie. Ek sal harder werk. Ek beloof. Pieter het ongemaklik gelyk. Ons hoef nie vandag te besluit nie. Kom ons dink daaroor. Maar Marlene se saad was geplant. In die dae daarna het sy subtiel aangehou om die idee te bevorder. Sy het stories vertel van kinders wat by daardie skool floreer het. Sy het brosjures uitgedruk en op die koffietafel gelos. Sy het Pieter oortuig dat dit die beste vir Annelie sou wees, dat sy daardie struktuur sou kry wat sy nodig het. Wat Marlene nie gesê het nie, was dat met Annelie weg, sy meer beheer oor die huishoudelike besluite sou hê. Sy kon Pieter oortuig om in haar eie sakeprojekte te belê.
Sy kon die huis volgens haar eie smaak herdekoreer. Sy kon fokus op Dani sonder die konstante herinnering aan Pieter se vorige lewe. Annelie het al hoe meer teruggetrokke geword. Sy het opgehou om tydens etenstye te praat. Sy het opgehou om te probeer om aan Marlene se verwagtinge te voldoen, want wat was die punt? Sy sou weggestuur word in elk geval. Haar vriende op skool het begin merk dat iets verkeerd was, maar Annelie het net geglimlag en gesê sy was moeg. Een middag, terwyl Annelie vir Dani in die tuin oppas, het Tannie Elsie, die buurvrou, oor die heining geloer. Sy was 'n ouer vrou met vriendelike oë wat altyd vir almal omgee het. "Hallo Annelie," het sy gesê. "Hoe gaan dit met jou, liefling?" Annelie het probeer glimlag. "Goed, dankie, Tannie." Tannie Elsie het haar kop skeef gehou. "Jy lyk moeg. Werk hulle jou te hard?" Die vraag was onskuldig, maar dit het Annelie se verdediging laat bars. Haar oë het met trane gevul. "Ek is reg, Tannie." "Regtig?" Tannie Elsie het geweet om nie aan te dring nie, maar sy het die pyn in die jong meisie se oë gesien. "As jy ooit wil praat, kom klop gerus aan my deur." Daardie aand het Annelie in haar kamer gaan sit met 'n leë boek. Sy het begin skryf, al die gevoelens wat sy nie hardop kon sê nie, op papier gooi. Sy het geskryf oor hoe sy haar ma mis, oor hoe alleen sy voel, oor hoe sy soos 'n vreemdeling in haar eie huis voel. Sy het geskryf oor Marlene se verwagtinge, oor hoe niks wat sy doen ooit goed genoeg is nie. Sy het geskryf oor hoe sy wens haar pa sou net werklik na haar luister. Die woorde het gevloei, week na week. Die dagboek het haar enigste plek geword waar sy eerlik kon wees, waar sy nie hoef te voorgee nie. Sy het dit onder haar matras weggesteek, 'n plek waar sy gedink het dit veilig sou wees. Die spanning in die huis het al hoe meer toegeneem. Marlene het begin om meer en meer oor die skoolverandering te praat, asof dit reeds 'n definitiewe besluit was. Annelie het geweet sy moes iets doen, maar sy het nie geweet wat nie. Hoe vertel jy jou pa dat sy nuwe vrou jou ongelukkig maak sonder om soos 'n slegte kind te klink? Eendag het die skool 'n ouer onderwysersvergadering gehou. Pieter was weer weg vir werk, so Marlene het alleen gegaan. Mevrou Botha het Marlene apart geneem na die vergadering. "Ek is bekommerd oor Annelie," het sy gesê. "Haar punte het dramaties gedaal. Sy lyk altyd moeg en teruggetrokke. Is daar iets tuis wat ons moet weet?" Marlene het haar professionele glimlag opgesit. "Annelie is in 'n moeilike fase. Sy mis haar ma en sy verset die nuwe gesinsdinamika. Ons probeer ons bes, maar sy is 'n bietjie dramaties, soos 10-jariges kan wees." Mevrou Botha het nie heeltemal oortuig gelyk nie, maar sy het geknoop. "As daar enigiets is wat ons kan doen om te help, laat weet asseblief." Daardie aand het Marlene vir Pieter gebel en hom van die vergadering vertel, maar sy het dit gedraai om te klink of die onderwysers ook geglo het Annelie het net 'n fase deurgeloop. Sy het nie genoem dat mevrou Botha bekommerd was nie, net dat hulle almal saamgestem het Annelie het meer struktuur nodig. Pieter het gesug. "Miskien is Marlene reg, miskien is die koshuisskool die antwoord." Annelie se wêreld het begin ineenstort. Sy het geweet die besluit was amper gemaak. Sy het geweet sy moes iets drasties doen, maar wat? As sy haar pa probeer vertel, sou Marlene daar wees om dit te draai, om haar soos 'n kind te laat klink wat net moeilik maak. Een aand het sy in desperaatheid probeer. Pieter het tuis gekom vir die naweek en Marlene was besig om Dani bad te gee. Annelie het die geleentheid gebruik. "Pa," het sy gesê, haar stem wat bewe. "Kan ons praat? Net ons twee." Pieter het van sy rekenaar opgekyk. "Natuurlik, skat. Wat is aan die gang?" Annelie het probeer vind die regte woorde. "Ek wil nie skool verander nie. Ek is gelukkig waar ek is. Ek sal harder werk, ek beloof." Pieter het gesug. "Annelie, hierdie is nie 'n straf nie. Hierdie is vir jou eie bestwil. Marlene en ek wil net hê jy moet jou volle potensiaal bereik." "Maar pa, dit is nie net oor die skool nie." Sy het probeer om die woorde uit te kry om te verduidelik hoe sy regtig voel. Sy het net nie geweet hoe nie. Voordat sy verder kon gaan, het Marlene die kamer ingestap. "Is alles reg?" het sy gevra, haar stem sag maar haar oë skerp. Annelie het geweet die oomblik was verby. Sy het geknoop. "Ja, alles is reg." Pieter het teruggedraai na sy rekenaar. "Mooi, my skat. Ons praat later meer." Maar later het nooit gekom nie.
Daar was altyd iets anders, altyd 'n ander prioriteit. En Marlene was altyd daar, altyd wakend, altyd besig om te verseker dat Annelie nie te veel van haar pa se aandag gekry het nie. Die weke het aangestap en Annelie se wêreld het al hoe kleiner geword. Sy het opgehou om aan aktiwiteite deel te neem wat sy voorheen geniet het. Haar kunsklasse, wat sy altyd passievol oor was, het net nog 'n ding geword wat sy nie tyd vir gehad het nie. Marlene het altyd 'n taak gehad wat dringender was, altyd 'n rede waarom Annelie nie kon gaan nie. Een Saterdag het Annelie se oud vriendin Leratu by die huis kom kuier. Dit was die eerste keer in maande dat Marlene toegelaat het dat sy besoekers het. Leratu het in Annelie se kamer kom sit en dadelik gemerk dat iets verkeerd was. Die kamer was te netjies, te koud, te anders as wat dit was toe Annelie se ma nog geleef het. Jy kom nie meer skool toe met dieselfde glimlag nie, het Leratu gesê. Wat gebeur regtig, Annelie? Annelie het op haar bed gaan sit en haar knieë teen haar bors getrek. Dit is ingewikkeld. Marlene sy bedoel goed, maar sy verwag soveel. Leratu het gefrons. Dis nie reg nie. Jy is 'n kind. Jy moet nie soos 'n volwassene behandel word nie. Die woorde het Annelie se verdediging laat wankel. Trane het oor haar wange begin loop. Ek weet nie wat om te doen nie. My pa luister nie. Hy glo alles is reg omdat Marlene dit so sê. Voor Leratu kon antwoord, het Marlene die deur oopgemaak. Annelie, Dani se leier moet verander word. Jy sal moet opskiet. Maar Marlene, ek het 'n besoeker, het Annelie gesê, haar stem wat bewe. Marlene het haar 'n koue kyk gegee. Verantwoordelikhede kom eerste. Leratu sal verstaan. Leratu het verbaas gelyk, maar sy het geknoop en gesê sy sal later terugkom. Annelie het geweet sy waarskynlik nie sou nie. Wie wil deel wees van so 'n vreemde situasie? Daardie aand het Annelie meer in haar dagboek geskryf. Sy het geskryf oor hoe alleen sy voel, oor hoe sy wens haar ma was nog hier. Sy het geskryf oor die koshuiskoolplan en hoe bang sy was om weggestuur te word. Sy het geskryf oor hoe sy haar pa mis, selfs al was hy fisies daar. Die volgende week het iets gebeur wat alles verander het. Dani het siek geword met 'n hoë koors. Marlene het in paniek geraak en hom na die kinderarts geneem. Annelie moes saamgaan om te help, want Marlene wou nie alleen die situasie hanteer nie. By die dokter se spreekkamer het die kinderarts, Dr. Malherbe, Dani ondersoek. Terwyl hy dit gedoen het, het hy met Annelie gepraat. En hoe gaan dit met jou, jong dame? Het hy gevra. Annelie het probeer glimlag. Goed, dankie, dokter. Dr. Malherbe het haar langer as nodig aangekyk. Jy lyk moeg. Kry jy genoeg rus? Eet jy goed? Marlene het ingemeng. Sy is net besig met skoolwerk. 10-jariges, jy weet. Maar Dr. Malherbe was nie so maklik afgewys nie. Hy het gesien die donker kringe onder Annelie se oë, die manier waarop sy haar skouers gehou het, die spanning in haar gesig. Hy het 'n nota gemaak om miskien later met die pa te praat. Terug by die huis het Marlene haar aandag aan Dani gewy. Annelie het die geleentheid gebruik om 'n bietjie asem te haal, maar toe het sy besef sy het nog steeds al die daaglikse take wat op haar gewag het. Sy het probeer om alles gedoen te kry, maar teen die aand was sy uitgeput. Pieter het daardie aand gebel en Marlene het hom van Dani se siekte vertel. Hy het bekommerd geklink. Moet ek huis toe kom? Nee, het Marlene gesê. Annelie en ek kan dit hanteer. Jy moet by daardie belangrike vergadering bly. Ons is reg. Annelie het langs gestaan en gewens sy kon die telefoon vat, gewens sy kon sê, pa, ek is nie reg nie. Ek het jou nodig. Maar sy het net stil gebly. Die volgende dag op skool het mevrou Botta Annelie weer aangehou. Sy het 'n toets teruggegee waarop Annelie 'n baie lae punt gekry het. Annelie, het sy gesag. Ek kan nie langer stil bly nie. Iets is ernstig verkeerd. Ek gaan 'n vergadering met jou pa reël. Annelie het in paniek geraak. Nee, mevrou. Asseblief nie. Dit sal dinge net erger maak. Mevrou Botta het haar kop geskud. Kind, dit is my werk om seker te maak jy is veilig en gelukkig. En jy is nie. Ek kan dit sien. Daardie middag het mevrou Botta die skool se kantoor gebel en gevra dat Pieter van der Merwe vir 'n dringende vergadering kom. Sy het duidelik gemaak dit was nie opsioneel nie. Daar was ernstige bekommernisse oor sy dogter se welstand.
Pieter het uiteindelik ingestem om die volgende week terug te kom vir die vergadering. Marlene het probeer om saam te kom, maar mevrou Botha het gesê sy wou eers met die pa alleen praat. Marlene het nie gelukkig gelyk nie, maar sy kon nie weier nie. In die tussentyd het Annelie se angs toegeneem. Sy het geweet die vergadering sou plaasvind. Sy het geweet Marlene sou uitvind. En sy was bang vir wat sou gebeur daarna. Sou Marlene woedend wees? Sou sy dit teen Annelie gebruik? Sou dit die koshuiskoolplan net vinniger maak? Een aand, terwyl Annelie in die bad was en Marlene besig was om Dani in die bed te sit, het Marlene besluit om Annelie se kamer skoon te maak. Sy het gesê dit was omdat sy wou help, maar die waarheid was dat sy gesoek het vir iets, enige bewys dat Annelie teen haar gepraat het, enige rede om haar storie te regverdig. Sy het die matras opgelig en die dagboek gevind. Haar hande het bewe toe sy dit oopmaak en begin lees. Bladsy na bladsy van Annelie se eerlike gevoelens. Woede het in Marlene se bors opgewel. Hoe durf hierdie kind? Het sy gedink. Na alles wat ek probeer het om haar te help, om haar 'n beter mens te maak. Sy het die dagboek op Annelie se lesenaar neergesit, oop op 'n bladsy waar Annelie geskryf het oor hoe sy wens Marlene was nie daar nie. Toe het sy gewag. Toe Annelie uit die bad kom, het sy dadelik die dagboek gesien. Haar hart het in haar bors gestamp. Marlene het in die deuropening gestaan, haar arms oor mekaar gevou. So het sy gesê, haar stem eisig. Dis hoe jy regtig voel. Annelie het probeer verduidelik. Marlene, dis net ek was net. Marlene het haar hand opgelig. Spaar my jou verskonings. Ek het probeer om jou te help, om jou te leer hoe om 'n verantwoordelike mens te wees. En dis hoe jy my terugbetaal. Deur leuns oor my te skryf. Dit is nie leuns nie, het Annelie gefluister. Dit is hoe ek voel. Marlene het die dagboek gevat. Jou pa gaan hierdie sien. Hy gaan sien wat 'n ondankbare kind hy het. Hy gaan sien hoe jy stories versin. Annelie het die nag wakker gelê, haar hart wat geklop het van angs. Marlene het die dagboek. Al haar geheime gevoelens, al haar pyn, was nou in die hande van die een persoon wat sy die minste vertrou het. Sy het geweet Marlene sou dit teen haar gebruik, sou dit draai om haar soos 'n slegte, ondankbare kind te laat lyk. Die volgende oggend was die atmosfeer in die huis gespanne. Marlene het haar normale roetine gevolg, maar daar was 'n koue kalmte oor haar. Sy het met Annelie gepraat asof niks verkeerd was nie, maar die dreigement was daar, onsigbaar maar voelbaar. Annelie het geweet die storm sou kom, sy het net nie geweet wanneer nie. Op skool het Annelie probeer om normaal te voel, maar sy kon nie. Sy het in die klas gesit en die woorde van die onderwysers het oor haar gevloei sonder om werklik in te sink. Haar gedagtes was by die huis, by die dagboek, by wat Marlene sou sê wanneer Pieter terugkom. Tydens pouse het mevrou Botha haar gekry en in 'n stilhoek van die skool gaan sit. Annelie, het sy sag gesê. Die vergadering met jou pa is Vrydag. Ek wil hê jy moet weet dat wat ook al jy aan my vertel, dit vertroulik bly. Maar ek moet weet wat aangaan om jou te kan help. Annelie se verdediging het begin breek. Sy is te bang, mevrou. As ek praat, sal dit net erger word. Mevrou Botha het haar hand op Annelie se skouer gesit. Kind, soms moet dinge eers erger word voordat dit beter kan word. Maar jy kan nie so aangaan nie. Ek kan sien jy ly. Die woorde het Annelie se laaste verdediging laat bars. Sy het begin huil, al die opgekropte emosies van maande het uitgestort. Mevrou Botha het haar vasgehou terwyl sy gehuil het en stadig het die storie uitgekom. Annelie het vertel van die take, van die verwagtinge, van hoe sy gevoel het soos sy verdrink. Sy het vertel van die koshuiskoolplan, van hoe alleen sy voel. Mevrou Botha het geluister sonder om te onderbreek. Toe Annelie klaar was, het sy diep asem gehaal. Dankie dat jy met my gedeel het. Dit moes baie moeilik gewees het. Ek beloof jou, ons gaan hierdie regstel. Maar hoe? Het Annelie gevra. Marlene het my dagboek. Sy gaan dit vir my pa wys en sê ek is 'n leienaar. Mevrou Botha het 'n plan begin vorm. Sy het besef sy moes strategiese wees. Sy het Annelie gevra om alles wat sy kon onthou op te skryf, maar hierdie keer op papier wat sy vir mevrou Botha sou gee. Sy het ook besluit om met ander mense te praat wat miskien iets gemerk het. Daardie middag het mevrou Botha tannie Elsie, die buurvrou, gebel.
Sy het haarself voorgestel as Annelie se onderwyseres en verduidelik dat sy bekommerd was. Tannie Elsie het dadelik ingestem om te help. Sy het vertel van hoe sy Annelie in die tuin gesien het, altyd besig, altyd moeg, altyd met Dani. Sy het vertel van die dag toe Annelie amper gehuil het toe sy gevra het of alles reg was. Mevrou Botha het ook dokter Malherbe gebel. Hy het sy bekommernisse gedeel oor Annelie se fisiese toestand, die tekens van stres en uitputting wat hy gesien het. Hy het gesê hy het probeer om met die stiefma te praat, maar sy het dit afgemaak as normale tienergedrag. Met hierdie inligting het mevrou Botha voorberei vir die vergadering met Pieter. Sy het geweet dit sou 'n moeilike gesprek wees, maar sy het geweet dit was noodsaaklik vir Annelie se welstand. Intussen by die huis het die spanning toegeneem. Pieter het donderdag aand teruggekom van sy sakereis. Hy het moeg gelyk, maar hy het probeer om gelukkig te wees vir die gesin. Marlene het hom met 'n warm ete en 'n glimlag verwelkom. Na ete het Marlene gesê sy wil met hom praat. Hulle het na hulle slaapkamer gegaan en sy het die dagboek uitgehaal. "Ek dink jy moet hierdie lees," het sy gesê. "Ek het dit in Annelie se kamer gevind. Sy skryf verskriklike dinge oor my, Pieter. Na alles wat ek probeer het om haar te help." Pieter het die dagboek gevat en begin lees. Marlene het langs hom gesit en elke reaksie dopgehou. Toe hy by die dele gekom het waar Annelie geskryf het oor hoe ongelukkig sy was, het Marlene ingemeng. "Sien jy? Sy is ondankbaar. Sy verstaan nie dat ek net probeer om haar 'n beter mens te maak nie." Maar Pieter het nie heeltemal oortuig gelyk nie. Hy het die woorde gelees en iets het in sy bors getrek. Hierdie was sy dogter se pyn in swart en wit. Hierdie was nie net 'n tiener wat moeilik maak nie. Hierdie was 'n kind wat ly. "Marlene," het hy gesê, sy stem versigtig. "Dink jy miskien ons verwag te veel van haar? Sy is net 12. Marlene het haar oë gerol. "Pieter, jy is te sag. Dit is presies wat verkeerd is. Sy moet leer dat die lewe nie maklik is nie. Ek probeer haar net voorberei vir die werklikheid. Maar kinders het ook 'n kind wees nodig," het Pieter gesê. "Ek onthou nie dat sy so ongelukkig was voordat ons getrou het nie." Marlene se uitdrukking het verhard. "So jy blameer my? Na alles wat ek vir hierdie gesin doen. Ek het my eie lewe opgegee om vir julle te sorg." Die argument het aangehou tot laat in die nag. Pieter was verward. Hy wou glo in Marlene, wou glo sy het die beste bedoelings, maar Annelie se woorde in die dagboek het hom gehinder. Hy het aan sy dogter gedink, aan hoe sy verander het die afgelope maande, en vir die eerste keer het hy begin wonder of hy 'n verskriklike fout gemaak het. Die volgende oggend was Vrydag, die dag van die vergadering op skool. Pieter het vroeg opgestaan en Marlene het probeer om saam te gaan, maar hy het nee gesê. "Ek dink ek moet alleen gaan," het hy gesê. "Die onderwyseres wou net met my praat." Marlene het nie gelukkig gelyk nie, maar sy kon nie argumenteer nie. Sy het geweet sy moes versigtig wees, moes nie te desperate lyk nie. By die skool het mevrou Botha Pieter in 'n private kamer verwelkom. Sy het hom koffie aangebied en toe begin praat. "Meneer van der Merwe," het sy gesê. "Ek het jou hier geroep omdat ek ernstig bekommerd is oor Annelie. Haar punte het gedaal, sy is sosiaal teruggetrokke en sy vertoon tekens van ernstige emosionele spanning." Pieter het geknoop. "Ek weet. Ek het dinge gemerk, maar my vrou sê dit is net 'n fase." Mevrou Botha het haar kop geskud. "Meneer, met respek, hierdie is nie 'n fase nie. Ek het met ander mense gepraat, die buurvrou, die dokter. Almal sê dieselfde ding. Annelie word oorwerk en sy is emosioneel uitgeput." Pieter se gesig het bleek geword. "Ander mense het dit gemerk? Hoekom het niemand my vroeër gesê nie?" Mevrou Botha het sagkens geglimlag. "Soms, meneer, is dit moeilik vir mense om in 'n gesin se sake in te meng, maar nou is dit by 'n punt waar ons moet. Annelie het my gister iets vertel wat my baie bekommerd maak. Sy het voortgegaan om te vertel van die oormatige take, die konstante kritiek, die gebrek aan vrye tyd om net 'n kind te wees. Sy het vertel van hoe Annelie bang is om haar gevoelens uit te spreek, van die koshuiskoolplan wat haar doodbenoud maak." Pieter het sy kop in sy hande gehou. "Ek het nie geweet nie. Ek het gedink. Marlene het gesê sy help net, dat sy Annelie leer om verantwoordelik te wees." Mevrou Botha het 'n stuk papier uitgehaal. "Annelie het hierdie gister vir my geskryf.
Met haar toestemming wil ek graag hê jy moet dit lees. Dit was 'n brief waarin Annelie alles verduidelik het. Sy het geskryf oor hoe sy haar ma mis, oor hoe sy probeer het om Marlene te plesier, maar nooit kon nie, oor hoe sy wens haar pa sou net werklik na haar luister. Sy het geskryf oor hoe sy bang is om weggestuur te word, oor hoe alleen sy voel in haar eie huis. Terwyl Pieter lees, het trane oor sy wange begin loop. Hoe weet hy dit gemis? Hoe weet hy sy eie dogter se pyn nie gesien nie? Hy het aan al die kere gedink toe sy probeer het om te praat, toe hy dit net afgemaak het as tienergedrag. Hy het aan al die kere gedink toe Marlene gesê het alles is reg en hy het haar geglo omdat dit makliker was. Wat moet ek doen? Het hy gevra, sy stem gebreek. Mevrou Botha het vorentoe geleun. Eerstens moet jy met Annelie praat. Regtig praat sonder Marlene daar. Sy moet weet sy is gehoord. Dan moet jy ernstige veranderinge maak. Oorweeg gesinsterapie. En meneer, jy moet teenwoordig wees. Nie net fisies nie, maar emosioneel. Pieter het geknoop. Hy het geweet sy lewe moes verander. Sy werk, wat altyd eerste gekom het, moes tweede plek neem. Sy dogter se welstand was belangriker as enige sake ooreenkoms. Hy het mevrou Botha bedank en dadelik terug huis toe gery. Sy gedagtes was chaotiese. Hy het geweet die gesprek met Marlene sou moeilik wees, maar dit moes gebeur. By die huis het hy Marlene in die sitkamer gevind. Sy het opgekyk toe hy inkom, haar gesig wat 'n besorgde uitdrukking dra. Hoe was die vergadering? Pieter het diep asem gehaal. Ons moet praat. Ernstig praat. Marlene het haar rug reggetrek. Natuurlik. Wat het die onderwyseres gesê? Pieter het begin verduidelik, maar Marlene het dadelik defensief geword. Sy het alles probeer wegverduidelik, probeer draai om te klink of almal verkeerd was. Pieter, sy is net 'n kind wat dramaties is. Sy verstaan nie wat ek probeer doen nie. Maar Pieter was nie meer in 'n gemoed om te luister na verskonings nie. Marlene, ek het Annelie se dagboek gelees. Ek het haar brief gelees. Ek het met die onderwyseres, die dokter, die buurvrou gepraat. Dit is nie net 'n kind wat dramaties is nie. Ons het haar seer gemaak. Marlene se gesig het rooi geword. Ons. Jy bedoel ek. Jy blameer my. Ek blameer ons beide, het Pieter gesê, sy stem ferm. Ek was nie daar nie. Ek het nie geluister nie. Maar jy, Marlene, jy het te veel verwag van 'n 12-jarige kind. Jy het jou eie pyn en jou eie opvoeding op haar geprojekteer. Marlene het probeer praat, maar Pieter het voortgegaan. Hierdie is wat gaan gebeur. Ons gaan gesinsterapie begin. Onmiddellik. Geen koshuiskool nie. Annelie bly hier by haar vriende, by haar skool. En jy gaan leer om 'n stiefma te wees, nie 'n streng baas nie. Maar Pieter, het Marlene begin, haar stem wat nou desperaat klink. Ek het net probeer help. Ek het gedink. Ek weet, het Pieter gesê, sy stem wat sagter geword het. Ek weet jy het gedink jy doen die regte ding. Maar ons het verkeerd gegaan. Albei van ons. En nou moet ons dit regstel. Marlene het stil geword. Sy het besef sy was op die punt om alles te verloor. Die gemaklike lewe, die sekuriteit, die status. Sy het ook besef dat sy miskien verkeerd was, dat sy haar eie trauma op hierdie kind geprojekteer het. Dit was 'n moeilike besef, een wat sy nie maklik wou aanvaar nie. Daardie aand het Pieter met Annelie gepraat. Hy het haar kamer ingekom en op die rand van haar bed gaan sit. Annelie het bang gelyk, gereed vir nog 'n teleurstelling. Maar Pieter het haar hand gevat en sy oë was vol trane. Ek is so jammer, my kind. Ek het nie geluister nie. Ek het jou in die steek gelaat. Annelie het nie geweet hoe om te reageer nie. Haar pa het nooit so gepraat nie, het nooit so oop gewees oor sy gevoelens nie. Ek het vandag met jou onderwyseres gepraat, het Pieter voortgegaan. Ek het jou brief gelees. Ek het jou dagboek gelees. En ek verstaan nou. Ek verstaan hoe seer jy is, hoe alleen jy gevoel het. Pa, het Annelie fluister, haar stem wat breek. Dinge gaan verander, het Pieter gesê. Ek beloof jou. Geen koshuiskool nie. Jy bly hier. En ons gaan terapie begin, as 'n gesin. Ons gaan leer hoe om weer 'n gesin te wees. Annelie het in haar pa se arms gehuil, al die opgekropte pyn en verdriet van maande wat uitgestort het.
Pieter het haar vasgehou en besef dat hierdie oomblik was meer belangrik as enige sakevergadering, enige kontrak, enige bedrag geld. Die volgende paar dae was moeilik. Marlene was stil, teruggetrokke. Sy het probeer om te verstaan wat gebeur het, hoe dinge so verkeerd gegaan het. Sy het begin terugdink aan haar eie kinderjare, aan hoe haar ma haar behandel het, aan hoe sy geglo het dit was normaal. Pieter het 'n gesinsterapeut gevind, Dr. Terron, 'n vrou met jare se ondervinding in gesinsdinamika. Hulle eerste sessie was ongemaklik. Almal het versigtig gepraat, bang om te veel te sê. Maar Dr. Terron was goed in haar werk. Sy het elke persoon laat praat, laat verduidelik hoe hulle voel. Sy het Marlene gehelp om te verstaan dat haar bedoelings, al was hulle goed, haar metodes was skadelik. Sy het Pieter gehelp om te verstaan dat teenwoordigheid meer is as net daar wees. En sy het Annelie gehelp om haar stem terug te vind. Die weke het in maande oorgeloop en stadig maar seker het die Van der Merwe gesin begin verander. Dit was nie maklik nie en daar was baie moeilike oomblikke, maar daar was ook hoop. Marlene het deur haar eie terapie sessies gegaan, afsonderlik van die gesin. Dr. Terron het haar gehelp om te verstaan waar haar behoefte vir beheer vandaan gekom het. Sy het begin praat oor haar eie ma, 'n vrou wat nooit tevrede was nie, wat altyd meer verwag het. Marlene het besef sy het daardie siklus herhaal, sy het op Annelie geprojekteer wat op haar geprojekteer is. Een middag, na 'n besonder moeilike sessie, het Marlene met Annelie alleen gepraat. Hulle het in die tuin gesit, Dani wat naby gespeel het. Annelie het Marlene begin, haar stem wat onseker klink. "Ek wil jou iets sê." Annelie het gewag, haar lyf wat nog steeds gespanne was rondom haar stiefma. "Ek het verkeerd gewees," het Marlene gesê. "Ek het gedink ek het jou gehelp, maar ek het jou seer gemaak. Ek het my eie pyn op jou oor geplaas en dit was nie reg nie." Annelie het nie geweet hoe om te reageer nie. Hierdie was die eerste keer dat Marlene ooit so iets erken het. "Ek het nie 'n maklike kinderjare gehad nie," het Marlene voortgegaan. "My ma was baie streng, baie veelhuisend. Niks was ooit goed genoeg nie. En ek het gedink dit was hoe 'n mens kinders grootmaak. Ek het nie geweet daar is 'n ander manier nie." Annelie het sagkens gepraat. "Dit moet moeilik gewees het." Marlene het na haar gekyk, verras deur die empatie. "Dit was. En ek wil nie hê jy moet dieselfde ervaring hê nie. Ek wil leer hoe om 'n beter stiefma te wees. Sal jy my 'n kans gee?" Annelie het lank gedink. Sy was nog steeds seer, nog steeds versigtig. Maar sy kon sien Marlene het opreg probeer. "Ek sal probeer," het sy gesê. "Maar dit gaan tyd neem." Marlene het geknoop. "Ek verstaan. Ek sal geduldig wees." Van daardie dag af het dinge stadig verbeter. Marlene het geleer om te vra eerder as om te beveel. Sy het geleer om Annelie se pogings te prys eerder as om net foute uit te wys. Sy het geleer dat 'n 12-jarige kind nie 'n volwasse se verantwoordelikhede moes dra nie. Pieter het ook veranderinge gemaak. Hy het sy werkskedule verander, minder gereis. Hy het geleer om teenwoordig te wees, om regtig te luister wanneer Annelie praat. Hy het geleer dat sy kinders emosionele behoeftes net so belangrik was as hul fisiese behoeftes. Een aand het die gesin saam gekuier in die sitkamer. Dani het op die mat gespeel, Annelie het 'n boek gelees, Marlene het borduur en Pieter het net daar gesit en almal dopgehou. Dit was 'n eenvoudige oomblik, maar dit was ook 'n kragtige een. Vir die eerste keer in maande het die huis gevoel soos 'n tuis. Annelie se punte het begin verbeter. Mevrou Botha het opgemerk hoe die lewe terugkom in die jong meisie se oë. Sy het weer begin glimlag, weer begin deelneem aan aktiwiteite wat sy geniet het. Sy het haar kunsklasse hervat en het ontdek dat dit 'n wonderlike manier was om haar gevoelens uit te druk. Tannie Elsie, die buurvrou, het ook die veranderinge gemerk. Sy het eendag vir Annelie in die tuin sien speel, werklik speel, nie besig met take nie. Sy het geglimlag en geweet dat die gebed wat sy vir hierdie gesin gebid het, verhoor was. 6 maande na die eerste terapie-sessie het die gesin 'n mylpaal bereik. Dr. Terron het gesê sy dink hulle was gereed om minder gereelde sessies te hê. "Julle het soveel vordering gemaak," het sy gesê. "Julle het geleer om te kommunikeer, om na mekaar te luister, om mekaar se grense te respekteer. Maar dit beteken nie ons is perfek nie," het Pieter gesê. Dr. Terron het geglimlag. "Geen gesin is perfek nie. Maar julle is gesond. Julle is besig om te groei.
En dit is wat saak maak. Daardie aand het die gesin 'n viering gehou. Niks van sy nie, net 'n eenvoudige ete en tyd saam. Tydens ete het Marlene iets voorgestel. Wat as ons 'n nuwe tradisie begin? Elke Vrydag aand het ons gesinsaand. Geen fone, geen werk, net ons vier. Annelie het geglimlag. Ek hou daarvan. Pieter het geknoop. Dit klink perfek. En so het hulle 'n nuwe tradisie begin. Elke Vrydag aand het hulle saam gespeel, gepraat, gelag. Soms het hulle fliks gekyk, soms het hulle bordspelletjies gespeel, soms het hulle net gepraat oor hul week. Hierdie oomblikke het die fondament geword waarop hulle verhoudings gebou is. Natuurlik was daar nog steeds moeilike dae. Marlene het soms terugval in ou patrone en Pieter moes haar herinner. Annelie het soms nog steeds gesukkel om te vertrou en Marlene moes geduldig wees. Maar die verskil was dat hulle nou oor hierdie dinge gepraat het. Hulle het nie meer dinge binne ingehou tot dit ontplof nie. Een aand, byna 'n jaar na alles begin verander het Annelie Marlene in die kombuis gevind. Sy het diep asem gehaal en gesê iets wat sy vir maande geoefen het. Marlene, ek wil jou dankie sê. Marlene het verbaas opgekyk. Waarvoor? Vir die probeer, het Annelie gesê. Vir die verander. Ek weet dit was nie maklik vir jou nie. Marlene se oë het met trane gevul. Dit beteken die wêreld vir my om dit te hoor. Dankie dat jy my 'n kans gegee het. Hulle het mekaar omhels, 'n ware omarming hierdie keer, nie een uit verpligting nie. Dit was nie 'n perfekte verhouding nie, en dit sou waarskynlik nooit wees nie. Maar dit was opreg, en dit was besig om te groei. Pieter het daardie aand in sy bed gelê en gedink oor hoe ver hulle gekom het. Hy het gedink aan die donker dae, aan hoe naby hulle was om alles te verloor. Hy het gedink aan mevrou Botta, aan Tannie Elsie, aan dokter Malherbe, aan al die mense wat gehelp het om sy oë oop te maak. Hy het besef dat soms die grootste veranderinge kom uit die moeilikste oomblikke. Hy het besef dat hy 'n beter pa was nou, nie omdat hy perfek was nie, maar omdat hy gewillig was om te leer, om te groei, om teenwoordig te wees. Annelie het in haar kamer gelê, haar nuwe dagboek langs haar. Hierdie een was anders. Hierdie een was gevul met hoop, met drome, met momente van vreugde. Sy het nog steeds moeilike dae, maar sy het ook geleer dat sy 'n stem het, dat sy gehoord word, dat sy saak maak. Sy het opgestaan en na die foto van haar ma op haar kas gekyk. Ek dink jy sou trots wees, ma, het sy fluister. Ons het dit regs gemaak. Ons is besig om reg te kom. Die volgende oggend het die gesin saam ontbyt gehad. Die son het deur die vensters geskyn en vir die eerste keer in 'n lang tyd het alles reg gevoel. Nie perfek nie, maar reg. Hulle was 'n gesin wat saamgestel was uit gebreekte stukke, maar hulle het geleer om daardie stukke saam te voeg in iets nuuts, iets sterkers. Marlene het na Annelie gekyk en geglimlag. Enige planne vir vandag? Annelie het teruggeglimlag. Ek en Lerato gaan kuier. Maar ek sal teen 5 uur terug wees vir ete. Geniet jou dag, het Marlene gesê. En Annelie, jy hoef nie te haas nie. Neem jou tyd. Die woorde was eenvoudig, maar hulle het alles beteken. Hulle het beteken Annelie was nie meer 'n las nie, maar 'n geliefde lid van die gesin. Hulle het beteken sy was vry om net 'n kind te wees. Vimda hysteria. Geliefde luisteraars, ons hoop dat die verhaal van Annelie en haar gesin julle geraak het. Dit is 'n storie wat wys dat selfs in die donkerste oomblikke, daar altyd hoop is vir genesing en versoening. Families is nie perfek nie, maar met eerlike kommunikasie, geduld en die gewilligheid om te verander, kan hulle sterker word. As hierdie verhaal jou hart aangeraak het, moedig ons jou aan om ons kanaal te volg en 'n duimpie op te gee. Elke dag bring ons stories wat die kompleksiteit van die lewe verken, stories wat jou laat dink, voel en hoop. Deel jou gedagtes in die kommentaar afdeling, ons wil graag hoor hoe hierdie verhaal jou geraak het. En onthou, as jy of iemand wat jy ken deur soortgelyke uitdagings gaan, is daar altyd hulp beskikbaar. Praat daaroor. Luister. Wees teenwoordig. Ons sien uit na julle kommentare en dankie dat julle saam met ons op hierdie emosionele reis was.